Goeiedag dames en here, ek hoop dit gaan goed met jou. Kry asseblief jou pen en papier gereed en maak deeglike notas van wat jy in hierdie les hoor. Ek wil jou aanmoedig om 'n leer op te bou met al jou studiemateriaal en notas en die aktiwiteite wat jy uitwerk in die lesse, sodat jy alles maklik bymekaar het wanneer jy dan moet leer. En dan moet hierdie notas wat jy neem van die videolesings ook deel uitmaak van hierdie leer. In hierdie videolesing bespreek ons semantiek. Nou, semantiek is die naam van 'n taalkundige studieterrein waarbinne talige betekenis ondersoek word. Nou, talige betekenis verwys maar net daarna dat dit nie betekenis is wat deur bewegings of prente of simbole oorgedra word nie, maar betekenis wat deur taal oorgedra word. So talige is 'n afleiding van taal. Ons kan sê dat betekenis 'n absolute voorwaarde is van taal. Dit beteken dat taal geen nut sou hê as dit nie iets beteken het nie. En dis mos waarvoor ons taal gebruik, dis om betekenis oor te dra, nê? So ons wil hê die persoon wat na ons luister of wat lees wat ons geskryf het, moet ons verstaan. En die semantiek ondersoek hierdie betekenis en hoe woorde betekenis oordra. Nou, kom ons gesels eers oor die eenheid van vorm en betekenis. Nou, hierdie aspek word op bladsy 107 van norme bespreek. Ek wil hê jy moet asseblief ook daar baie deeglik gaan bestudeer. Die voorbeeld op die bord kom net so uit jou handboek, maar ek wil dit graag kortliks met jou deurgaan. So 'n woord het 'n geskrewe vorm en 'n gesproke vorm. Dit is die vorm van die woord. So die vorm van die woord verwys na hierdie weergawe van die woord waar ons dit met alfabetletters voorstel in 'n vaste ortografiese vorm. Nou ortografiese vorm beteken dis die spelvorm, né? Ortografie is waar ons letters kombineer om 'n woord te vorm. So die klankvorm stel ons voor nou weer voor met fonetiese simbole, né? Julle het mos in julle tweede jaar so bietjie fonetiek gedoen. So daai fonetiese tekens help ons om die klankvorm met skrif of op papier voor te stel. Goed. So dit is die vorm van die woord. So die spelling en die klank maak die vorm van die woord uit. So 'n kind leer eers die klankvorm en dan hopelik die spelvorm wanneer hy of sy skool toe gaan. Nou, die betekeniskant van 'n woord, kom ons bespreek dit gou. In die woordeboek word die betekenis van 'n woord geformaliseer, so die leksikograwe, mense wat woordeboeke maak, hulle gaan kyk hoe word hierdie woord gebruik en hulle formaliseer dan die betekenis. Nou, 'n woord het dikwels meer as een verwante betekenis en jy sal sien hier word 5 verskillende maar verwante betekenisse vir die woord kerk gegee. Die woord verwant beteken familie, né? Jy is verwant aan jou oupa en ouma en jou tannie en jou oom. So ons kan dit nou toepas op woorde en dan kan ons sê hierdie betekenisse is verwant omdat dit alles uit dieselfde grondwoord ontwikkel het en dit val nog steeds binne dieselfde veld van betekenis. Nee, so jy sal sien alles het te doen met hierdie gebou wat ons vir godsdiens, vir die Christelike godsdiens gebruik. Nee, alles het daarmee min of meer te doen. Nou, die vorm dien as 'n teken om te verwys na die betekenis. Nee, so 'n teken of 'n simbool. So die woord, die vorm, verwys na iets in die werklikheid. En so kom 'n begripsverband tot stand tussen die vorm en die saak. Die saak of die betekenis, nee. Die saak verwys eintlik na dit wat die
wat die woord in die werklike wêreld voorstel. En omdat daar hierdie verband bestaan, hierdie verband tussen die vorm van die woord, het sy klankvorm of ortografiese vorm, en die betekenis, kan ons sê dat daar 'n eenheid van vorm en betekenis bestaan. So dit beteken dat wanneer 'n Afrikaans sprekende persoon die woord kerk hoor, dan gaan jy outomaties 'n sekere betekenis of selfs meer as een betekenis in jou gedagtes oproep. Goed. Dit is waaroor die eenheid van vorm en betekenis gaan. Gaan lees dit weer deur in jou handboek totdat dit vir jou begin sin maak en totdat jy dit in jou eie woorde kan beskryf. Nou op hierdie skyfie gee ek vir jou 'n paar woorde, die weerspieël, illustrasies, gebeure en moed. Nou elkeen van hierdie woorde kan ons ook leksikale items noem. Die woord leksikon verwys na die woordeskat van 'n taal. Nou die leksikon van Afrikaans verander voortdurend. Daar word nuwe woorde bygevoeg, veral met nuwe ontwikkelings byvoorbeeld, of tieners wat wil modieuse woorde gebruik, hulle voeg ook baie woorde by. Maar die woordeskat of die leksikon van Afrikaans is nie onbeperk nie. Nee, 'n mens kan die woorde wat in Afrikaans gebruik word in 'n woordeboek saamvat. Nou, woorddele soos prefikse of dan voorvoegsels, suffikse of agtervoegsels word ook as leksikale items gereken en ook soms meer as een woord, vaste uitdrukkings of idiome. Partykeer druk 'n groep woorde 'n betekenis uit. Net daai groepie woorde verwys na iets in die werklikheid. Soos byvoorbeeld 'n idioom of 'n vaste uitdrukking. En dit word ook as leksikale items gereken. Nou elkeen van hierdie woorde op die bord of op die skyfie het 'n sekere betekenis of funksie. Woorde soos die en moet verwys nie werklik na iets in die werklikheid nie, maar dit het 'n bepaalde werkie of 'n funksie wat dit in die sin moet doen. So dit is bietjie anderster tipe woorde, ons noem dit funksiewoorde. Maar ander woorde soos weerspieël, illustrasies en gebeure verwys na 'n spesifieke konsep wat in die werklikheid bestaan. Dit kan konkreet wees, iets waaraan jy kan vat of wat jy kan sien of beleef met jou sintuie, of dit kan abstrak wees, nee, iets wat jy op 'n abstrakte wyse weet bestaan, soos liefde, haat, geduld ensovoorts. Nou, vir jou om 'n woord te verstaan, moet jy die vorm van die woord ken en jy moet dit verbind met die referent waarna dit verwys. Nee. So as jy nie byvoorbeeld nie weet dat die woord illustrasie beteken of verwys na 'n tekening in 'n boek nie, of jy weet nie wat gebeure beteken nie, omdat jy dit dalk nou nog nooit teëgekom het nie, dan gaan jy nie die woord verstaan nie, al kan jy die woord lees. Nee, daar gaan nie die referent gaan nie by jou opgeroep word wanneer jy die woord lees nie, omdat jy dit nog nooit teëgekom het nie. Of sê nou maar jy verstaan nou nie die woord illustrasie nie en jy gaan kyk in die woordeboek en nou sien jy daar is 'n klomp verskillende betekenisse wat hier gegee word. Okay, daarom nie klomp nie, net 3. Maar dan gaan jy nog steeds nie weet wat ek bedoel nie, want watter een van hierdie 3 is dit nou? Nee, daar's nou 3 opsies. So hoe gaan jy weet watter betekenis om te kies as jy net die woord sien? Nee, jy kan dalk nou sê goed, ek het daarom nou 'n idee van die moontlikhede wat dit kan beteken, maar ek weet nog nie presies wat hierdie persoon vir my wil sê nie.
Maar nou plaas ek die woorde in 'n spesifieke volgorde. Ek gebruik 'n hoofletter en ek gebruik 'n punt en skielik werk die individuele woorde saam om 'n sin met betekenis te skep. So die sin verskaf nou konteks. Vir al die woord gebeure gee dit weg. So iemand wat weet dat gebeure 'n belangrike verhaal-element in 'n storie is, sal kan sien watter betekenis vir illustrasies ons moet kies, dat illustrasies 'n prent of 'n tekening in 'n boek of tydskrif is, volgens die HAT. Goed, so die konteks van die sin help ons nou om te weet wat beteken elke woord in hierdie konteks. So ons sien 'n paar dinge hier raak. As jy nie 'n woord ken nie, kan jy nie uit die vorm van die woord aflei wat dit beteken nie. Die woord illustrasies is dus arbitrêr. Daar bestaan nie 'n noodwendige verband tussen die klankvorm of die ortografiese vorm van die woord en sy betekenis nie. As ons vir iemand wat nie Afrikaans magtig is nie, die woord illustrasies wys, hy gaan nie kan agterkom deur na die woord te kyk wat dit beteken nie. Verstaan jy? Of as hy die woord hoor, gaan hy nie kan agterkom wat dit beteken nie. So die woord illustrasies gee nie vir ons leidrade wat dit beteken nie. En daarom kan ons sê dat hierdie woordvorm arbitrêr is. Ons kan selfs met 'n ander woord na dieselfde saak verwys. Byvoorbeeld, ons kan sê die tekeninge moet gebeure weerspieël, nê? Nee. So weer eens, daai vorm van die woord gee vir ons geen leidrade van wat dit beteken nie. Dit is arbitrêr. Nou, toe ons na die woordeboek inskrywing gekyk het, het ons gesien dat die woord illustrasie na meer as een saak kan verwys. Ons sê dus die woord het meer as een betekenisonderskeiding. Illustrasies is nie die pragtige getekende prent wat in die boek verskyn nie. Die woord verwys slegs daarna. In die handboek dink ek gebruik hulle die voorbeeld van 'n pen. Ons skryf nie met die woord pen nie. Ons skryf met die ding in die werklikheid waarna die woord pen verwys. So, om terug te kom na illustrasie toe, die illustrasie wat jy in die boek sien, is die referent. Dit waarna die woord verwys. En daarom kan ons sê die woord is 'n simbool wat in die taal gebruik word om die referent aan te dui. So die referent is dit wat in die werklikheid bestaan. Soos ek gesê, dit kan konkreet of abstrakt wees. En die woord word 'n simbool wat daarna verwys. Ons kan ook sê woordbetekenis is konvensioneel. Nou, jy sal dalk onthou dat konvensies beteken reëls. So die betekenis wat ons aan woorde toeskryf, is gegrond op 'n gemeenskaplike verstandhouding tussen die sprekers van 'n taal. So mense in die Afrikaanse taalgemeenskap kom as en ware ooreen om 'n spesifieke betekenis aan 'n woord te heg. En woordeboekmakers stel dan tot 'n mate daardie woord se betekenis vas. Maar 'n woord se betekenis kan ook deur die sprekers daarvan verander word, en dis dikwels ook die jong mense wat dit doen. Dink maar aan die woord slay wat die Gen Z nou so baie gebruik, nê? Nee. In gewone ou Engels het slay beteken 'n ridder wat iemand doodmaak, nê? Nee. Maar nou beteken dit iets heeltemal anders. Julle sal nou beter weet as ek amper wat dit beteken. Maar sien julle dat 'n taalgemeenskap, die generasie Z, het ooreengekom om 'n nuwe betekenis aan hierdie woord toe te ken. So daar is konvensies, reëls binne daardie taalgemeenskap wat dit vir hulle beteken.
Nou vir hierdie werk kan jy gaan kyk na norme op bladsy 103 tot 110 en jy kan dit weer bestudeer. Hierdie terme is baie belangrik, so maak seker jy verstaan dit en jy ken dit. Nou, ons het gesien dat ons eintlik eers kon sien wat die onderskeie woorde beteken toe ons dit in sinsverband gebring het. So woorde wat in 'n sin verskyn, sê ons, is geplaas in sinsverband en daardie woord verband sê vir ons dat daar 'n verhouding bestaan tussen die verskillende woorde. Goed, so konjunk, ajunk en disjunk verwys na 3 maniere waarop 'n woord gebruik kan word wat die betekeniswaarde daarvan bepaal. Nou jy kan dit gaan bestudeer in norme op bladsy 110 tot 111. Goed, so as ek sê die illustrasies trek die kinders se aandag, dan is dit 'n voorbeeld van konjunkte toepassing omdat dit direk verband hou met een van die woordeboek betekenisse. Maar ek kan ook sê die illustrasie van die boek het die kunstenaar 'n jaar geneem. Nee, dit is steeds konjunk want dit is net 'n ander woordeboek betekenis. Al is die betekenis anders van die voorbeeld op die bord. So as ek sê die illustrasie van die boek, dan verwys dit na die handeling van om die boek te illustreer. As ek egter die woord illustrasie gebruik om te verwys na iets buitengewoons, dan is die toepassing disjunk. Disjunk beteken dat iets gekenmerk is deur die skeiding van dele. So die normale betekenis is geskei van die toepassing. Nee, daar's 'n gaping tussenin. Die voorbeeld hier op die skyfie, sy is nou 'n illustrasie in 'n kleuterboek. So dit kan dalk wees, jy skryf nou 'n gedig oor iemand wat aspirasies gehad het om 'n groot kunstenaar te word en toe sy man het 'n illustreerder geword en toe het sy gesterwe en al wat van haar oorgebly het is sy is nou 'n illustrasie in 'n kleuterboek. So iets, dis nou baie vreemd. Maar julle sal sien dis 'n poëtiese en 'n metaforiese toepassing. So by disjunkte gebruik, by disjunkte toepassing van 'n woord, is die gebruik ongewoon, maar dit verwys steeds na ten minste een van die eienskappe van die referent waarna dit verwys. Gaan kyk asseblief na die voorbeelde in die handboek ook, wat dit ook baie mooi verduidelik. Nou, ajunkte toepassing verwys na 'n gebruik waar die toepassing glad nie verband hou met die betekenis wat ons gewoonlik daaraan heg nie. Dit verwys egter nie na 'n fout nie. So ons kan nie sê as iemand 'n woord verkeerd gebruik, dan is dit 'n ajunkte toepassing nie. As 'n persoon 'n fout maak, dan bly dit 'n fout. Maar soms besluit mense om woorde ajunk te gebruik om 'n sekere effek te bereik. So die spreker of skrywer gebruik die woord doelbewus en met sekere bedoelings so anders. Nou, een voorbeeld van ajunkte taalgebruik is metonimia, waar ons een woord gebruik om eintlik na 'n hele saak te verwys. So, ek besit 'n koetsee. Nee, dit beteken ek besit 'n skildery wat deur die beroemde skilder Coetzee geskilder is. Of ek besit 'n Picasso. Nee, ek besit 'n skildery. Ek besit nie regtig vir Picasso nie. So dit is 'n ajunkte gebruik. Daar's ook ander voorbeelde in die handboek wat jy asseblief moet gaan deurwerk en moet ken. Baie belangrik is dat jy in die handboek in norme deur al die voorbeelde moet gaan werk. Die voorbeelde is uiters belangrik. Nou in semantiek ondersoek ons bepaalde betekenisverskynsels of betekenisverhoudings. En die eerste hiervan is polisemie. Nou toe ons vroeër na die woord illustrasie in die woordeboek gekyk het ons gesien dat daar verskillende betekenisse aan die woord toegeken is. Ek wys gou weer vir jou dat jy net weer onthou. So jy sal sien hier is illustrasie. Ons kyk of ek hom mooi kan. Ons kan sien hy is 'n selfstandige naamwoord.
En ons kan sien sy meervoud is S, so illustrasies. En dan sien ons hier 1, 2 en 3. Nou, elkeen van hierdie nommers dui 'n ander betekenis aan, maar hierdie betekenis is verwant. So, nommer 1, handeling van illustreer, 2, 'n plaat of 'n prent of tekening in 'n boek of tydskrif, dan met 'n voorbeeldsin, nommer 3, mededeling om iets toe te lig, opheldering, verklaring, verduideliking, toelichting. Dit is wat jy in die eksamen baie keer sal sien, illustreer jou antwoord met 'n voorbeeld of so iets, nee, of gebruik 'n voorbeeld ter illustrasie. Goed, so hierdie 3 betekenisse is verwant aan mekaar. Reg, so hou dit nou in gedagte terwyl ons polisemie bespreek. Nou, polisemie is die verskynsel dat 'n woord verskillende, maar verwante betekenisonderskeidings kan hê. 'n Woord is polisemies as dit 'n aantal verwante betekenisse het. Let op hoe die vorm van die woord verander, né? Polisemie is die verskynsel, polisemies is die woord wat ons gebruik om die woorde wat hierdie verskynsel wys te benoem. Met ander woorde, polisemies is die jou byvoeglike naamwoord en poliseme is dan die verwante betekenisse wat deur een woord oorgedra word. Goed, so kyk na die verskillende forme en gebruik dit korrek. Goed, so as ons nou kyk na die een woord illustrasie, ons kyk na die 3 verwante betekenisse, dan is elkeen van daai betekenisse 'n poliseem van die ander. Goed, hierdie betekenisse word onder een lemma in die woordeboek genoem en genommer. Nou, lemma is natuurlik jou trefwoord in jou woordeboek en so jou polisemiese betekenisse gaan almal onder een trefwoord of lemma in die woordeboek genoem of genommer word. So, dit is een van die tekens wat vir jou wys dit is polisemies. Goed, so as ek nou die 3 polisemiese betekenisse van illustrasie in sinne gebruik, dan gaan dit so lyk. 1. Die kunstenaar het lank gesit met die illustrasie van die boek. Dit verwys na die handeling van illustreer. 2. Die illustrasie op die voorblad maak die boek baie aantreklik. Dit verwys na die tweede polisemiese betekenis, wat tekening is. En dan 3. Definieer die term konflik en gee 'n voorbeeld uit die boek ter illustrasie. Hier beteken illustrasie voorbeeld. Goed. Jy ken die term homonieme, né? So dalk klink homonimie, wat hier as opskrif gebruik word, vir jou 'n bietjie vreemd. Die term homonimie is wat ons die verskynsel noem, en die woorde wat hierdie verskynsel toon, word homonieme genoem. So ons bestudeer homonieme ten einde homonimie beter te verstaan. Jy moet hierdie terme korrek kan gebruik en spel. So homonieme is woorde wat toevallig dieselfde spel en klankvorm het, maar onverwant is ten opsigte van die toepassing daarvan. Goed, so hulle betekenisse is heeltemal verskillend. As 'n taalgebruiker nie kennis dra van die homonieme nie, kan dit nogal vir begripsprobleme sorg. Ek het 'n goeie voorbeeld in die afgelope eksamen gesien. Die tweedejaars het geleer dat die Khoikhoi veeboere was en nie veel geweet het van akkerbou nie. Nou, as jy weet dat akker 2 homonimiese betekenisse het, naamlik die vrug van 'n akkerboom en die tweede een 'n stuk ploegland of 'n stuk bewerkte grond, dan sal jy verstaan dat die Khoikhoi nie met groente of koring wou boer nie. Hulle wou net met vee boer. Maar as jy onbewus is van die tweede betekenis en jy dink akker beteken altyd die vrug van 'n akkerboom. Nou ja, kom ons sê maar net, ek het baie snaakse antwoorde gekry.
Homonieme het dikwels ook verskillende meervoude. Kyk na die volgende voorbeelde. Die bas sing 'n aria uit die opera. Die basse val in na die soprane die hoë noot gesing het. En dan die tweede voorbeeld is die homoniem. Die seun kerf sy voorletters in die bas van die boom uit. Insekte maak nes onder die baste van bome. En dan 'n poliseum van hierdie boombas betekenis is roer jou bas, wat beteken roer jou liggaam, maak vinnig, né? Of roer julle baste. Sal dan nie meervoud wees. So die laaste twee voorbeelde is hulle staan in 'n polisemiese verhouding met mekaar. Hulle is onder een inskrywing in die woordeboek ook, soos goeie poliseme betaam, maar die twee bas met die meervoud basse en bas met die meervoud baste, hulle is homonieme van mekaar. Nou, homonieme word in die woordeboek as afsonderlike lemma's gelys. Hier is 'n voorbeeld daarvan. Let op die klein nommer 1 en 2 by beide pleistoseen en pleit. Binne elke lemma van die woordvorm pleit is daar egter ook nog polisemiese betekenisse. En die polisemiese betekenisse word aangedui deur die groot nommers. So die klein nommertjies dui lemma's aan van homonieme en die groot nommers binne onder 'n lemma dui dan polisemiese betekenisse aan. Nou, ons onderskei tussen verskillende tipes homonieme. Vir julle is die volgende 3 belangrik: leksikale homonieme, homofone en homograwe. Nou, leksikale homonieme is die gewone homonieme. Dit word dieselfde gespel en uitgespreek. Byvoorbeeld, die gas is vlambaar en die gas is ongenooi en onwelkom. Homofone is fonetiese homonieme. Dit word eners uitgespreek, maar dit verskil in spelling. Soos ander homonieme is hierdie woorde ook verskillend wat betekenis en oorsprong betref. So troupand met 'n D beteken trouring en troupand met 'n T is 'n soort helderkleurige voël. Homograwe is ortografiese homonieme. Met ander woorde, hulle is dieselfde wat spelling aanbetref, maar die betekenis, klankvorm en oorsprong verskil van mekaar. Nou, voorbeelde hiervan is onderwerp en onderwerp. Goed, so jy spel die woord dieselfde, maar jy spreek hom anders uit afhangende van die betekenis daarvan. So die eerste een sê, die onderwerp van die praatjie was vreemd. So die klem val op die eerste silabe, die onderwerp. Die tweede een, die magtige koning het die land aan hom onderwerp. Hier val die klem op die laaste silabe. So die woord word dan anders uitgespreek. Ander voorbeelde hiervan is pers, die kleur, en pers, wat druk beteken. Roman, wat 'n spinnekop of 'n vis kan wees, of roman, wat 'n tipe fiksie genre is. Gesel, wat iemand is wat saam met jou iewers heen gaan, of deur die lewe gaan. En gesel is 'n lyfstraf, waar jy iemand slaan met 'n sweep. Dan kopie, hierdie was 'n baie goeie kopie. As jy iets gekoop het en dit was lekker goedkoop, sal jy sê dis 'n lekker goeie kopie. Of kopie, sal jy vir my asseblief 'n kopie druk. Nou, as jy op bladsy 117 van norme kyk, let net op dat in die voorbeelde die woorde geskryf is met 'n aksentteken om die klem van uitspraak aan te dui. Die aksentteken is egter nie deel van die korrekte spelling nie. Onthou, die spelling van homograwe is presies dieselfde. Moet nou nie dink jy moet dit ook so met die aksentteken skryf nie.
Dit is net om die uitspraakverskil aan te dui. Jy moet dit reg spel en die spelling is dieselfde. Ons leer kinders in die laerskool dat sinonieme woorde is wat dieselfde is, maar dit is eintlik nie korrek nie. Sinonieme is nie dieselfde nie. Sinonieme verwys na die verskynsel dat ons in sekere kontekste sekere woorde met ander woorde kan vervang, omdat hulle na dieselfde referent verwys. So, ek dink die eenvoudigste wat ons kan gaan in die intermediêre fase is om te sê dat sinonieme min of meer dieselfde betekenis het in 'n sekere konteks. Nou, as jy kyk op die skyfie, dan staan daar vereistes vir sinonieme. Die betrokke woord verwys na dieselfde referent en die woorde kan mekaar in sekere kontekste vervang. Goed, so dit is eintlik wat ons vir leerders moet leer, dat die woorde mekaar kan vervang in 'n sekere sin en min of meer dieselfde betekenis het. Goed. Nou, hieruit moet ons neem dat sinonieme nie buite konteks onderrig mag word nie. Ek het al soveel lesse gesien waar daar eenvoudig woorde op die bord geskryf word en dan word vir leerders gevra wat is die sinoniem van die woord, maar dit is 'n heeltemal futiele oefening. Sinonieme moet altyd in sinne aangebied word. En selfs nog beter as sinne is as jy dit in 'n teks kan aanbied. So jy werk met 'n teks en jy werk met voorbeelde in die teks, voorbeeldwoorde in die teks en jy moet 'n sinoniem kry wat in daardie spesifieke konteks gaan werk. So ons moet onthou dat die konteks bepaal watter sinonieme gebruik mag word. Sommige woorde is neutraal en die konteks van die sin is ook neutraal en dan gaan 'n woord met 'n hoë gevoelswaarde nie werk nie. So kom ek wys julle so 'n paar voorbeelde. Nou, 'n woord soos loop en stap is baie neutraal, nê? Maar 'n sinoniem vir loop en stap kan strompel wees. Maar dit dra swaar aan gevoelswaarde en beeldende waarde. Dit het bykomende betekenis. Strompel is 'n baie spesifieke manier van stap. En ook die woord wandel. Dit beteken ook stap, maar dit is 'n baie spesifieke soort stap, nê? En dit gaan net in sekere kontekste werk. Goed, so as ons kyk na die volgende voorbeelde, probeer by elke voorbeeld 'n prentjie in jou kop sien. Okay, die boemelaar loop in die straat af, dis ons neutrale vorm. Nommer 2, die boemelaar strompel in die straat af. Okay, dit gee vir jou 'n heel ander betekenis. Dit laat jou vermoed dat die boemelaar onvas is op sy voete en omdat dit 'n boemelaar is, kan mens dalk verwag dat hy 'n sterk middel gebruik het wat maak dat hy nie regop kan loop nie of nie lekker kan loop nie. Kom ons kyk na 3. Die boemelaar wandel in die straat af. Hier sien ek 'n boemelaar met sy kop omhoog, hy kyk rond, hy stap met sy bors uit, hy is positief, wandel is 'n baie positiewe woord. Mens sê, dis ook 'n formelerige woord, so wandel word met trots en met forsheid en met positiwiteit geassosieer. En dan 4, die boemelaar beweeg in die straat af. Nee, dit bring nou weer allerlei ander konnotasies mee. Beweeg is ook vaar, nee, baie meer vaag. So, ons is onseker presies hoe beweeg hy in die straat af, nee. Veral wat ons weet kan hy hande 4 voet in die straat af beweeg. Maar goed. Kom ons kyk na die volgende skyfie, daar is nog 'n paar voorbeelde. Goed, ons sien dis belangrik om leerders bewus te maak van stilistiese verskeidenheid wat sinonieme bied. En sinonieme maak variasie en verskeidenheid in skryfwerk moontlik. En dit is waarom ons sinonieme onderrig. Dit is die doel waarom ons sinonieme onderrig, is om leerders bewus te maak daarvan dat hulle deur woorde met mekaar te vervang, die styl
van hulle skryfstuk kan verander. Dit verwys na die stilistiese verskeidenheid. Dit kom van styl af. En dat dit variasie en verskeidenheid kan bring. Nou die volgende voorbeeld is 'n voorbeeld van hierdie variasie, nê. So as ons sê die seun sit en eet sy ontbyt, hy eet baie lekker, eet is sy gunsteling tydverdryf. Dis nie baie opwindende skryfwerk nie. Die woord eet word te veel herhaal. Dit raak 'n bietjie eentonig. Maar as 'n mens sê die seun lê weg aan sy ontbyt, hy smil behoorlik. Eet is seker sy gunsteling tydverdryf. Reg, hier gebruik ons 3 sinonieme. Lê weg, smil en eet, nê. En dit verander die hele atmosfeer van hierdie 3 sinnetjies. Goed, sien julle ook dat ons het hier 3 sinne en in geheel skep hierdie 3 sinne 'n konteks. Goed, sien julle ook dat lê weg is 2 woorde en dat dit nog steeds as sinoniem kan tel vir smil en vir eet, want dit verwys na dieselfde referent in die werklike wêreld. Sien julle dat ons die sinne so bietjie moes verander? Dit maak nie saak nie. Ons moet regtig minder streng begin word. Ek het al baie gesien dat onderwysers sê vir leerders, jy mag nie 2 woorde gee as sinoniem nie. Jy moet 1 woord gee. En ek verstaan dit, daar's dalk 'n spesifieke woord waaraan 'n onderwyser wil hê die kind moet dink, maar ons moet besef dat dit partykeer 'n fout kan wees. As ons byvoorbeeld 'n skeybare werkwoord soos weg lê of lê weg verkeerd beskou, terwyl dit eintlik heeltemal reg is. Goed, kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Nou, by die volgende voorbeeld wil ek ook vir jou wys waarom leer ons vir leerders van sinonieme. En dit is om vir hulle gereedskap te gee om taal meer effektief te gebruik, meer kleurryk en kreatief. Nou, as ons na voorbeeld 2 kyk, dan sien ons hoe alternatiewe woorde 'n toneel meer kleurryk kan skets. So, hierdie woorde voeg gevoelswaarde by. So kom ons kyk. Die eerste een sê seun, roep hy, vee daardie glimlag van jou gesig af. Ek gee jou nou 'n klap in jou gesig. Reg. Teenoor die tweede een, mannetjie, skree hy, vee daardie glimlag van jou bakkies af. Ek gee jou nou 'n opstopper in jou gevreet. Sien julle die hoë gevoelswaarde van die sinonieme wat gekies is? Maak dat die sin baie meer kleurryk is en baie meer gevoelswaarde het. So kom ons hou hierdie doel voor oë. Die doel daarvan om sinonieme te onderrig. En ons hou op om sinonieme buite konteks te onderrig met net woorde en om voorstelle van leerders af te maak omdat dit nie die antwoord in die onderwysersgids is nie. Kom ons word 'n bietjie meer prakties gerig in ons onderrig van hierdie betekenisverhoudings, nê. Ons hou die konteks in gedagte, ons kyk of die voorstel wat die kind gee in die konteks kan werk en indien dit kan werk, dan gee ons 'n punt of ons merk dit reg. Goed, antoniemie verwys na die verskynsel waar woorde teenoorgestelde betekenisse het. So die woorde wat teenoorgestelde betekenisse het, is die antonieme, nê. So op skoolvlak leer ons net van antonieme. Op universiteitsvlak moet jy weet dat die verskynsel dat woorde teenoorgestelde betekenisse het, noem ons antoniemie. Goed. So weer eens, soos by sinonieme, is dit vir my belangrik dat jy nadink oor hoe jy antonieme gaan onderrig. En antonieme moet soos sinonieme ook altyd in sinskonteks behandel en geassesseer word. Kyk na die volgende 2 sinne. Goed, soos gestel die onderwyser skryf net sterk op die bord. Nee, dan gaan die een kind dalk sê flou, maar die onderwyser het gedink aan swak. Dan sê hy nee, dis verkeerd. Maar eintlik is dit reg, nee, want dit hang af watter betekeniswaarde jy aanvanklik aan die woord sterk toeken. Nee, so die kind het dalk gedink aan jy die koeldrank te sterk aangemaak
En daarom sal flou werk, jy het die koeldrank te flou aangemaak. Maar die onderwyser het gedink aan sin 2, die man is baie sterk, van gewig te lig. En dan wil sy graag hê, die kind moet sê swak. So ons werk altyd in konteks, sodat daar geen misverstand kan wees nie, of verkeerde aannames gemaak word nie, omdat die sin vir ons wys wat die woord in daardie sin moet beteken. En dat jy kan seker maak dat die woord wat dan gegee word, die antoniem wat gegee word, dan ook korrek in die sin sal pas. Nou, hyponimie is nou pret, nee, vir my. Dis nou iets nuuts vir jou. Ek dink nie mens leer dit op skool, sover ek weet nie. Nou, hyponieme stel dat sekere woorde se betekenisse ander woorde se betekenisse kan insluit. So die handboek gee die voorbeeld van diere, en so diere se betekenis kan baie ander betekenisse insluit. So as ek sê ek het baie diere op die plaas gesien, dan sal jy dink aan koeie, varkens, skape, selfs dalk hoenders, wat eintlik 'n voël is, maar bokke ensovoorts, nee, allerhande tipes vee. As ek sê ek het diere in die wildtuin gesien, dan sal jy nou dalk dink leeu's, luiperds, bobbejane, olifante ensovoorts. So sien julle dat die superordinaat diere het baie subordinate, dis meer spesifieke woorde wat ondervang word in die betekenis van die superordinaat. So, die voorbeeld op die bord wys vir jou dat eetgerei kan funksioneer as 'n superordinaat, en dan onder eetgerei messe, virke, lepels. Daar is seker nog moontlikhede, maar dis die mees algemene voorbeelde. Hierdie is dan voorbeelde van subordinate. Maar dan op sy beurt kan messe weer 'n superordinaat wees van vismes, biefstukmes, smeermes. Virke kan 'n superordinaat wees van verskillende soorte virke, soos 'n visvirk en 'n nagereg virk. En lepels kan weer 'n superordinaat wees vir teelepels, eetlepels en skeplepels. Dink net hoe lekker kan so oefening in 'n klas wees, as jy begin om met 'n spesifieke woordgroep te werk, 'n superordinaat te werk, en jy vra die kinders om hierdie uitbreiding te doen vir jou in groepsverband. En jy kyk waar kom hulle uit. Dit is 'n baie lekker woordeskat uitbreidingsoefening. Hiermee kom ons dan aan die einde van hierdie aanbieding. En ja, ek kon kies met watter sinoniemiese uitdrukking ek die lesing kon afsluit, maar ek het sommer almal behou. So hier kan jy sien, dit is woordgroepe wat almal sinonieme is, sinoniemies aan mekaar is. Die einde, fluit my storie is uit, tot hier toe en nie verder nie. Groetnis.